Vriende, gaan vra dat u net u hoof sal buig en die hart sal stilmaak voor die Here. Miskien is daar 'n besondere gebedsversoek wat u wil bekend maak aan die Here. Die Bybel sê vir ons, nog voor ons 'n woord uitspreek, dan weet die Here alreeds daarvan. Hy ken ons gedagtes van ver. Ek gaan vir u so 'n paar sekondes kans gee om met die Here te praat daar in u hart in gebed, en dan gaan ek ons as gemeente begelei en ons ook opdra aan die troon van genade. Ons hemelse Vader, ons dink vanmôre aan daardie pragtige Halleluja lied wat sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Hoe verbeer ons tog die vreugde, ag, hoe dikwels ly ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in God se Vaderhart. Hemelvader, baie dankie dat u nooit te besig is om te luister na ons as u kinders nie. Dankie dat Christus altyd beskikbaar is en die weg gebaan het, die ewige weg van verlossing, wat Here tot by u troon van genade reik, en dat u Gees ons nooi, dat ons moet bid sonder ophou. Die aanhaling vanmôre juis is dat gebed vir die kind van God is nie die laaste uitweg nie. Dis die eerste prioriteit. Hoe dikwels voel ons nie skuldig nie, Here, wanneer ons miskien gesondig het, of wanneer ons, Here, te besig raak, en wanneer ons miskien nagelaat het om die woord te lees, hoe skuldig voel ons net nie daarom te bid nie, en is die ou vyand ooraktief om ons weg te hou van hierdie genade troon, en daarom pleit ek u, Here, dat u vir ons deur u Gees sal bly trek, dat ons met vrymoedigheid sal nader na die troon van genade, omdat ons weet dat ons genade sal vind en barmhartigheid sal verkry, om op die regte tyd gehelp te word. U vertel verskillende gelykenisse in die Bybel, u praat baie oor gebed, en ons dink aan Lukas 18, waar u die gelykenis vertel van hierdie onregverdige regter, en hierdie vrou wat by hom gepleit het, gebly pleit het. En Here, u sê u het hierdie verhaal vertel, sodat ons moet bid, en nie moedeloos word nie. Help vir ons as u kerk, Here, want 'n biddelose kerk is 'n kragtelose kerk. Daarom pleit ek by u, Here, dat elkeen van ons individueel ons tye van gebed sal oppas. Soos 'n mens 'n skat bewaar, dat ons hierdie tye sal bewaar, dat ons dit sal oppas, dat ons dit sal gebruik. Want u is gretig om te luister en te help en te hoor en te antwoord. En daarom nooi u ons, Here, om te bid sonder ophou. Daarom pleit ek vanmôre, Here, dat ons as gemeente hierdie voorreg sal gebruik om te bid, en dat ons altyd deur ons middelaar Jesus Christus na u sal roep, want ons dink ook in die Bybel wat vir ons leer, dat Christus in die dae van sy benoudheid op aarde, met trane en gebede na die Vader geroep het, en verhoor is. Dankie dat die Heilige Gees uitroep, Abba Vader, daarvoor eer ons u. Here, ek dankie vanmôre dat u ons gemeente gespaar het, ook in ons tyd van afwesigheid. Dankie vir elke prediker wat hier opgetree het, wat hulle kon voed het met die woord. Dankie vir elkeen, Here, wat getuig van geestelike groei, en elkeen wat getuig van hoe u hulle gebruik. Ag Here, ons weet ook, daar is baie van hulle wat stoei met dinge in die liggaam, en by die huise, en miskien met 'n geliefde, of 'n familielid, of 'n vriend, of 'n werkskollega. En bid ons, Here, dat u ons sal bekragtig met wysheid, en dat ons vanmôre kan bid, soos Jakobus 1:5 vir ons leer, as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, en hy sal aan ons gee, sonder om te verwyd. Ek bid dat u ons wysheid sal gee vir die pad vorentoe, Here. Ons bid vir 'n plek van aanbidding, ons bid, Here, dat ons as 'n gemeente, as liggaam van Christus, Here, ook u sal vertrou vir 'n plek van aanbidding, maar ook vir wysheid, dat ons nie oorhaastig sal optree, en Here, dinge sal vooruitloop, terwyl ons nie wag op u nie. Dankie dat ons weet, ons kan sê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En as ons terugkyk oor die jare wat verby is, dan eer ons u, as die gewer van alle goeie gawes. Here, vanmôre het ons die voorreg om u woord aan te hoor. Wat 'n voorreg om die Bybel in ons hande te kan hê. Wat 'n voorreg om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. En dankie dat u die dwaasheid van die prediking gebruik om die wat glo te red. Here, u soek nie baie magtiges en baie edeles nie. Die wêreld is vol daarvan. Mense wat baie maak van hulle self. Hier maak ons baie van Christus en hom as gekruisigde.
Hierdie kansel is gereserveer nie vir my opinie nie, maar vir die waarheid van u woord. En daarom is die gebed van my hart, spreek Here, sodat u diensknegt en u diensmaag vanmôre kan luister. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n samevatting van die wet van die Here hanteer. Matteus 22, 'n baie besondere gedeelte. Dit is maar 'n samevatting van Exodus 20, die wet van die Here wat hy vir sy volk gegee het op die berg Sinaï. Nou die 10 gebooie, ek gaan nie vra om dit vanmôre vir my op te sê nie. Ek glo jy almal ken die 10 gebooie. En jy kan vanmôre dit vir my sommer maklik sê. 10 gebooie is 'n goeie riglyn vir hoe ons lewe moet leef, in ons verhouding met God en dan ons verhouding met ons naaste. En nou lees ons in Matteus 22 en toe die Fariseërs hoor dat die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. Die vraag is, wie was die Fariseërs? Was die geestelike leiers van die tyd saam met die Sadduseërs. Fariseërs het geglo aan engele en aan die opstanding, Sadduseërs het nie daaraan geglo nie. Hulle was eintlik in opposisie teenoor mekaar, maar toe dit kom by Christus, lees ons hierdie woorde en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? So die vyande kom by mekaar om Christus te probeer uithaal. Hulle probeer hom betrap op 'n woord dat hy een van die gebooie moet uitlig en hulle vir hom sê, luister, u het verkeerd geantwoord, u is skuldig volgens die wet wat ons gestel het en ons gaan u nou oordeel. Jesus antwoord hulle, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, en met jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Ek het vanmôre gelees uit wat Spurgeon skryf in sy dagstukkie, en dit gaan oor die gedagte dat elke ware kind van die Here, as jy vanmôre vir hulle vra, luister, het jy begeerte na volmaaktheid, sondeloosheid, sal elke ware kind van die Here omwonde antwoord, ja. Ek wil die Here lief hê met my hele hart. Ek wil hom lief hê met my hele siel en met my hele verstand. As dit nie jou begeerte is nie, het jy nodig om jou kindskap te ondersoek. Maar ons weet, ten spyte van ons begeerte, gebeur dit nie elke dag dat ons die Here so lief het nie. Weens sonde wat nog in ons lewens is, omstandighede, dinge wat gebeur, dinge wat ons nalat om te doen. Maar mag die Here ons genade gee om in hierdie begeerte, om lief te hê met ons hele hart, siel en verstand, dan ook hierdie liefde te bewys aan God, deur aan ons naaste die evangelie te verkondig. Vriende, luister, mense is op pad na God se ewige hel. Hulle is op pad na sy oordeel. En al hoe hulle by Christus sal uitkom, as ons getrou hom sal lief hê en sy evangelie aan ander sal uitdra. Ek dink na hierdie antwoord was hierdie mense se monde gestop, hulle was stil, hulle het weggestap en hulle het gesê, meester, u het goed geantwoord. En mag u en ek ook vanmôre sê, Here, ek hoor, ek luister en ek wil doen, soos u dan ook van my vra. Ons gaan staande belydenis doen van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen gaan in sy naar hart saam met my die volgende woorde spreek. Daarna gaan ons spontaan sing van Gesang 245, die verse soos aangebring. Kom ons staan. Nou vriende, ons bely met ons hele hart dat ons glo in God die Vader. Hy is die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons se Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelyd onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe, en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou vriende, ons gaan vanmôre stil staan by Genesis 6. Nou waarom gaan ek vanmôre oor die ark preek? Want dit volg op Genesis 5. So Genesis 5, Genesis 6. So dis nou nie besonder dat ek 'n stem gehoor het wat vir my gesê het ek moet vanmôre Genesis 6 preek en oor die ark preek nie. Dit was die volgende gedeelte. U sal onthou ons is besig met die reeks uit Genesis en die reeks uit die boek Psalms. Die laaste Psalm was Psalm 42, nee, 42. Touwen sê ek lyk so 60, ek voel 42. Nou dink daaraan. Ok, ons Psalm 42 hanteer en 'n besondere Psalm in God se wonderlike woord en
Het was gewees oor die psalmdigter wat dors en honger na die Here se geregtigheid. En dit was deur die kinders van Korag geskryf. Nou ek weet, u het baie wonderlike preke gehoor terwyl ek nie was nie, en u kan nie alles onthou nie. Ek stem met u saam, ek kan ook nie alles onthou wat ek hoor nie, maar net so bietjie om u geheue te verfris waar ons trek. En in die boek Genesis het ons bietjie gepraat oor Christus in Genesis, u onthou, ons bietjie daaroor gepraat, en dan het ons gepraat oor Henog wat met God gewandel het, en die volgende gedeelte is Genesis 6, die ark, en die gebeure rondom dat die Here dan ook die wêreldvloed gebring het. Nou vandag gaan net vir u 2 boeke wys wat u kan lees. Daar is Kudit Vlout, daar oor die ark. Dis besondere boeke deur wetenskaplikes wat geskryf is, om net die dwaasheid van die wêreld basies vir ons tentoon te stel. Die wêreld haat die Here, so hulle haat sy woord, want die woord is die enigste boek in die wêreld wat geïnspireer is deur God self, wat hy in geleenthede vir ons aankondig, wat akkuraat is in sy profetiese woord, en ook in dit wat hy sê. En daar is hoeveel boeke van hierdie beskikbaar, jy kan op die internet gaan, op Creation Ministries, maar hierdie 2 boeke is ook in besonder oor die groot vloed, die ark wat gebou is, ensovoort. Ek gee dit vir u nou deur, dat ek nie later weer daarby stilstaan nie, dat ons vanmôre net deur God se woord kan werk en kan sien wat die Here vir ons wil leer. Ons lees saam uit Genesis 6, en vriende, ek wil vir u vra as ons die Bybel lees, dat u nie noodwendig na my stem sal luister nie, maar die woorde sal hoor en sal weet dit is deur God geïnspireer. As u God wil hoor praat, lees sy woord. Ek kan foute maak, ek kan miskien iets sê wat u later miskien kan weer lê, maar God se woord is gesagvol en ons kan dit lees en ons kan dit neem as vanuit die hart van God tot ons. En daarom is God se woord ook relevant vir my en jou in die jaar 2025, omdat God self sy woord vir ons gegee het. Genesis 6, ons weet dat Moses het geskryf het, want Jesus self praat in die Nuwe Testament van dit wat Moses neergepen het. Genesis 6 vers 1 sê, toe die mense op die aarde begin vermeerder, en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. En die dae was die reus op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die oudtyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere, en die voëls van die hemel, want dit berou my, dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Wie het nog met God gewandel? Henog het met God gewandel. En verskillende ander van die figure in die Bybel, maar pragtig om te lees. Noag het met God gewandel. Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou ark van goeverhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit maak, 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak. Mense so staan in verwondering as hulle 3 verdieping huis sien. Die Here het al in Genesis 6 'n 3 verdieping skip daar gestel. So, vir 'n bepaalde rede, ons gaan daarna kyk vanmôre. Vers 17 sê, want kyk, ek bring, jy moet let op hierdie woorde. Heeltyd, God sê, ek het geskape,
Hierdie mens is verdorwe, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg, alle vlees, waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet uit die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou, en die vroue van jou seuns saam met jou. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte, en van die vee volgens hulle soorte, en van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort, moet na jou kom om in die lewe te bly. En jy, neem vir jou van al die voedsel wat geëet word, en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Hy het nie 1001 vrae vir die Here gevra nie. So anders as ons dag en tyd. So anders as die mens van die westerse kultuur. So baie vrae vir die Here vra, en dikwels is daar in hierdie gesindheid van, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen nie. Vers 7, of hoofstuk 7 vers 1, daarna die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Ons gaan dit tot sover saam lees uit God se woord. Ons teks en oordenking is vers 13 en 14 en 7 vers 1. God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou ark van goferhout. Daarna die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Ons tema dan vanmôre is die gedagte van die tydlose boodskap van die ark. Die tydlose boodskap van die ark. Nou vriende, as ons vanmôre praat oor hierdie baie besondere gedeelte in God se woord, dan doen ons dit in opdrag van die Here, want die Here het vir ons in sy woord gesê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Dis belangrik om te sien dat prediking deur God dan ook gestuur word en gebruik word om sy kinders te waarsku, om hulle op te bou in die allerheiligste geloof, om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. God gebruik die prediking, die werking van sy Heilige Gees, sodat hy ook sy naam kan verheerlik. Wanneer ons kom by die Ou Testament, wanneer ons kom by gebeure soos Genesis 6, dan besef ons dat ook hierdie waarhede hierin opgeteken het 'n tydlose boodskap vir my en jou. Ons sien kosbare waarhede in Genesis 6 wat van toepassing is op my en jou, sodat ons ook in die dag en tyd en uur waarin ons self bevind, kan hoor wat die Here vir ons wil sê. Nou daar is min vertellings in die Bybel wat mense se harte en verbeelding so aangryp, soos die gebeure van Genesis 6 tot Genesis 8 van Noag en die ark en die wêreldvloed wat plaasgevind het en al die dinge rondom dit. Ek het onlangs 'n gesprek gehad, ons het klaar golf gespeel, en ek en 'n pastoor en 'n ander man wat glad nie die Here liefhet, dien of ken nie, sit in gesels, en net so agter ons sit my seun, saam met die mense by wie hulle speel. Ons kom by Noag in die ark uit. En naderhand sien ek, hulle 3 agter is stil, en hulle luister na die gesprek hier. En besef ek net so, dat selfs hierdie gebeure, wat vir ons opgeteken is in die woord, is nog steeds relevant, wat mense het baie vrae oor dit, en kon ek sekere vrae beantwoord het. Daar was dinge wat ons nie oor saamgestem het nie, maar die groot beginsel was gewees, dat God hierdie gedeelte in die Bybel opgeteken het, sodat dit kan dien as onderwysing vir my en jou wat lewe in die jaar 2025. Nou, jy het al seker baie van die vrae gehoor, wat gevra word rondom die gebeure van die ark. Mense vra vir jou, moet ons dit letterlik opneem? Was daar letterlike ark gewees? Moes Noag regtig hierdie groot skip gebou het? Dan vra hulle, hoe groot was die ark dan werklik gewees? Hoe het die diere daarin ingepas? En dit was een van die dinge wat ons gepraat het daar toe ons gesit het na die golf en praat oor die ark. Was die diere groot? Was die diere klein gewees? En ag vriende, ek dink baie keer mis ons die doel van die ark, omdat ons met baie van hierdie debatte besig is, wat ek nie dink regtig relevant is nie. Mense vra vir ons, was die vloed wêreldwyd gewees, of was dit beperk tot die goddelose mense, wat daar in en om Noag se plek gebly het? Daar is spanne navorsers wat tot vanmôre toe nog soek na die ark, argeoloog wat wil kyk of hulle die ark nie kan kry nie, en dan is daar mense wat beweer, hulle het alreeds die ark gevind,
En dan plaas hulle sekere dinge op sosiale media oor hierdie groot fonds en die feit dat hulle die ark gekry het. Maar wat ek vanmôre vir u sê met al hierdie dinge wat ons oor gepraat het, mis die meeste mense die boodskap van hierdie gebeure in Genesis die 6de hoofstuk. As ons net vandag kan terugkyk na Genesis 1, sien ons dat God die hemel en aarde geskaap het. Ons het klaar daaroor gepraat, God het in 6 letterlike dae die hemel en aarde geskape, die mens geskape, en dan ook hierdie aarde as 'n blyplek vir hulle gegee. Die Here het 'n bepaalde opdrag gegee wat hulle moes nakom. Adam en Eva val daarin in Genesis 3, lees ons van die sondeval, die grootste enkele gebeurtenis op aarde na die skepping, wat die res van die mense se lewe sou beïnvloed, en dit is die sondeval, waar die mense verhouding met God gebreek is, en dan ook die geweldige sondige optredes wat teenoor mekaar plaasgevind het. Ons sien dit al reeds in Genesis 4, waar Kain vir Abel doodslaan. 2 broers, Kain slaan vir Abel dood. Waarom? Omdat Abel se werke voor God regverdig was, en die van Kain totaal verkeerd. Die Bybel leer vir ons dat die boosheid so toegeneem het, dat ons die eerste geslagsregister kry in Genesis die 5de hoofstuk. Geslagregister vir u gesê, van mense wat geleef het, en mense wat gesterf het. En dan bring het ons by Genesis 6 uit, en hoor het staan in Genesis 6, ek lees net weer vir u hierdie paar verse, ek het sekere dinge vir u uitgelig, dat u kan sien die hart van die boodskap. Want u sien, het gaan nie oor die redenasies van, kon al die diere ingepas het, en die wêreldvloed, en hoe groot was die ark, en al die dinge rondom, dit wat die mense oor spekuleer nie. Die hart van die boodskap van Genesis 6, is die hart van die boodskap, wat ons vanmôre na gaan kyk, en dit is God se oordeel oor sonde. Die Bybel sê vir ons, toe die Here sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, hoor nou, en al die versinsels, wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Vers 7 sê, en die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee, en die kruipende diere, en die voëls van die hemel, want het berou my dat ek hulle gemaak het. En dan sê die Here vir Noag, maak vir jou ark van goeie verhoud. Nou ek het dan hierdie verse gaan kyk, en so 'n bietjie 'n studie gaan doen daarvan, en wil ek 'n paar dinge net vir u uitlig, voor ons sal aangaan. Die Bybel sê in die eerste plek vir ons, dat God het gesien. Die Bybel leer vir ons, dat God is alom teenwoordig, en ek vra jou vanmôre, besef jy dat God ook in hierdie week jou gesien het, en vir my gesien het, daar waar ons op die pad was, daar waar ons op die werksplek was, miskien waar ons sport gedoen het, miskien waar ons gekuier het met mense, God het gesien, en God het gehoor, en God dra kennis van dit wat ons doen. Hierdie God wat alomteenwoordig is, en wat gesien het wat op aarde aangaan, sê vir ons, dat die boosheid van die mens op aarde groot was. As ons dink aan God se lankmoedigheid, as ons dink aan sy genade en sy liefde oor ons as mens, dan besef ons hoe geweldig groot die sonde skuld van die mens was, dat God 'n besluit gemaak het in Genesis 6, dat hy 'n einde aan alles gaan bring. Nou, u moet onthou dat omtrent so 1500 jaar verloop van die skepping tot by hierdie gebeurtenis in Genesis 6. So daar was duisende, miljoene mense op aarde al reeds op daardie stadium. En die Bybel sê vir ons, al die versinsels wat hulle in hulle hart bedink het, was altyd deur net sleg. Soos ons dink, so doen ons. Die Here sê in Markus 7 vers 21 tot 23, van binne uit die hart van die mens kom die bose gedagtes, en dan praat hy ook van al die bose optredes, en van al die booshede wat vandag aan die gang is, en net so as 'n voetnota, môre gaan ek weer aangaan met die oordenkings, oor die Bybelse berading, verblywende verandering, en ek gaan bietjie praat in hierdie week oor die gedagte van denke. Ons gedagtes is verkeerd, ons sien ons sonde nie meer, soos God dit sien nie. Die Bybel sê vir ons dat die versinsels in die hart van die mens was altyd deur net sleg gewees. Jeremia 17:9 sê vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Die wêreld sê vir ons, vertrou jou hart, vertrou jou emosie, vertrou jou innerlike, vertrou dit wat die Bybel vir ons sê is onbetroubaar. Daarom het ons God se woord nodig. Jeremia 17:9, bedrieglik is die hart. Romeine 3 vers 10 sê,
Niemand is regverdig nie, selfs nie een nie. Niemand vra na God nie, want die Bybel leer vir ons harte is sleg, van geboorte af, is sondig. Ons harte neig na die verkeerde. Die Bybel sê vir ons, elke mens is doemwaardig, maar God is lofwaardig. So met ander woorde, Genesis 6 kom leer vir ons, baie duidelik, dat God sien die boosheid, hy sien die versinsels, die gedagtes, die idees in die hart van die mens is sleg. En die Bybel sê dat die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Nou ek het al reeds daaroor gepraat, by die oggendoordenkings, toe ons oor die aktuele gedagtes gepraat het, kan die Here verander, ons vir u gesê, hy is 'n onveranderlike God. So wat beteken die gedagte van berou? Die Engels sê, he was grieved in his heart. Luister, God is nie net onaangeraak deur ons sonde nie. Hy is nie 'n robot wat geen emosie of effek het, wanneer sy kinders sondig, of wanneer sy skepsele in rebellie teenoor hom is nie. Die hele gedagte hier is, vriende, nie dat God onverhoeds betrap is deur die sonde van die mens en toe gesê het, wat moet ek nou doen nie? Hierdie hele gedagte kommunikeer vir ons dat God hierdie grief, hierdie berou gehad het, hierdie, kan ons die woord gebruik menslik, die seer oor die sonde van sy skepsele. Ek vra jou vanmôre as pa, hoe sal jy optree wanneer jy vir jou seun alles gee en jy probeer vir hom 'n goeie lewe gee en hy gooi dit in jou gesig terug? Die stank vir dank gedagte. Jy gee vir hom dit, hy klaar daaroor, hy is nie tevrede daaroor nie. Hy wil dit nie en hy wil iets anders hê. Hy rebelleer, hy is in opstand. En dis presies wat die skepsele van die Here gedoen het teenoor die Skepper. En hoor wat sê die Bybel vir ons, en die Here sê. God se woord sê. En die meeste mense vandag sê, ag, ons gee nie om wat sê God nie. Luister, dit beïnvloed nie God se woorde nie. Dit maak nie hierdie woorde van minder belang nie. Soos God in daardie tyd gesê het, so sê hy vandag nog, en hy sê vir Noag, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Ons glo vandag in die wêreld, of die meeste, kom ons sê eerder, by die skole, by die tersiêre inrigtings, universiteite, meeste mense glo aan 'n evolusieproses. Wat die Here vir ons deurkommunikeer in Genesis 6, ek het geskape, ek is in beheer van my skepping, en ek sal hierdie skepping verdelg, wanneer ek goed dink. En vriende, dit bring ons net weer by die punt uit, dat ons as mens sal besef wie ons is. U sien, wanneer ons in die spieël van God se woord kyk, dan besef ons dat ons nie so wonderlik is soos ons reken nie. En ek is nie vanmôre hier om u onder my voetsool te plaas en u so bietjie te draai, so bietjie die twist te doen met u nie. Ek probeer vir u die gedagte wys, en u gaan sien later in die boodskap as dit omvou, hoe ons niks verskil van die tyd van Noag, en hoe die mense denke niks anders te is as in die tyd van Noag nie, en hoe God se oordeel aangekondig word ook vir die dag en tyd waarin u en ek onsself bevind. Met hierdie gedagte wat die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, kom die opdrag bou 'n ark. En ek het daar so ietsie van die ark nou, daar is ons baie prentjies wat gemaak word oor die ark, hoe hy min of meer kon lyk. Nou ek sê nie dis die ark nie, ek het nie 'n foto gekry by Noag nie, hy het hom nie vir my ge-WhatsApp nie, so ek wil nie met bekommerd wees, ek sê, en wat die mense gaan sê, my het hom net vir ons 'n foto gewys van die ark, en dis presies hoe hy gelyk het nie. Ek wil net vir jou gedagte gee, want hierdie ark gaan op die rotse loop, as ek daai rotse sien, wat daar uitsteek. Maar die hele gedagte, die lengte was so 137 meter, die breedte was so 23 meter, en die hoogte so 14 meter. So is 'n redelike groot skip, en vir u probeer verduidelik, is so 37 meter langer as 'n rugbyveld, en daar was 3 verdiepings gewees, wat Noag moes bou. Dit was die grootste skip tot voor 1884, toe die Queen Mary gebou was. Het 'n draagkapasiteit gehad van 540 treinwaans of treintrokke, ons praat van containers. Nou, toe ek in Vredendal gemeente was nou, dis daar in die Weskus, as jy so op die padkaart kyk, behoort jy dit kry, daar waar dit rooi is, vuur warm, raak tot 50 grade, by tye daarso. Daar was 'n trein met die naam van die Season Saldanha trein, het jy al gehoor van hom? Langste trein in Suid-Afrika. Hulle het so 300 trokke getrek op 'n slag. Daar was 'n oom gewees wat 'n plaas gehad het op Doringbaai. Hy staan so, bo op die koppie waar hy sy huis gebou het, dan sien jy hoe die treinspoor loop, en nou kom daai trein. En ek wil vir jy sê, jy sit en drink jou koppie koffie klaar, en jy braai jou vleis klaar,
en jy gaan slaap en jy word wakker, nou oordryf ek bietjie. Maar die punt is net, dan kom die laaste trok verby. 300 van hierdie waans wat agter is, en jy dink aan die draakkapasiteit, die tonne wat dit kan vat, en net so 'n idee vir jy te gee, hoe hierdie ark gelyk het, en wat die draakkapasiteit van hierdie ark was. Nou vriend, ek sê vir jy moet groot vrymoedigheid, dit kon maklik die hoeveelheid diere gevat het, want God het geweet, wat hy geskaap het, en hoeveel moes gespaar bly. Daarom die spesifieke opdrag van, dat die diere in die ark moes wees. Nou ek wil gou vir jy sê, Noag het nie 'n groot mannetjie leeu aan die baard gegryp, en sy vrou aan die ander hand, en hy was so sterk so Samson in die ark ingetrek nie. Moenie dink dit was volwasse diere, en Noag het hulle gaan haal nie. Die Here sê, hy het hulle gestuur. God wat hulle geskaap het hulle gestuur, 2-2. Julle gaan na die ark, want ek gaan julle behoue laat bly, sodat die skepping kan aangaan, na die wêreldvloed wat plaasgevind het. En al wat Noag gedoen het, uit die deur gebou, en hier kom hulle ingestap, en die Here is genadig en barmhartig, dat hy ook in hierdie opsig vir Noag, as man wat hy gekies het vir hierdie tyd, vir hierdie opdrag, om hom ook te begenadig. En die Bybel sê van al die diere, reindiere, moet jy vir jou telkens 7 paar neem, die mannetjie met sy wyfie, maar van die diere wat nie rein is nie, 2, die mannetjie met sy wyfie, ook van die voëls van die hemel, telkens 7 paar, die mannetjie en die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op aarde. So, die gedagte net, God sê, ek het alles geskape, ek gaan alles tot 'n einde bring, omdat die boosheid in die harte van die mens groot was. En jy moet onthou, hierdie boosheid wat hulle bedink het hulle ook gedoen. En daarom het die Here hierdie groot opdrag gegee. Maar die belangrikste vriende, hierdie ark was tot redding van Noag en sy gesin. Ek wil hê jy moet in die gedagte sien, hierdie groot plat vlakte. Daar is nie reën nie. Op daardie stadium, volgens wat ons verstaan, volgens die Bybel, was daar hierdie vogvlak op aarde, daar was nog nie reën wat gesien was nie. So mense het gedink, Noag was absoluut absurd om hierdie massiewe skip te bou. Vir jare hoor jy hierdie hamer sla, vir jare lank sien jy hoe die pik bestryk word. Jy sien hoe hierdie skip vorm neem. En God is besig met hierdie plan, sy genade is groot, maar die doel was om vir Noag en sy gesin en sy huismense dan te red. Die gevaar was aan die kom, die oordeel van God sou voltrek wees, of voltrek word, en net die ark sou vir diegene tot redding wees wat na die ark vlug. En ek wil vir u vanmôre sê, dat die Bybel vir ons baie duidelik daaroor is in 2 Petrus 2 vers 5. Daar staan in die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. Nou ek dink nie Noag het 'n kansel gebou, en gestaan en gepreek vir mense, gesê, julle moet julle bekeer, want hierdie ark gaan op die water dryf, en net die mense binnekant die ark gaan gered word nie. Ek dink jy is wat Noag gedoen het nie. Hy moes die ark gebou het, maar in die bouproses moes hy die boodskap verkondig het van God se oordeel. Hierdie woorde, hy was die prediker van geregtigheid, is the preacher of justification, righteousness. Met ander woorde, Noag was 'n boodskapper van God se oordeele, maar ook sy reddende genade. Kom, ek gaan dit vir u prakties probeer illustreer. Hier is Noag besig om spykers te kap en hierdie ark te bou en pik te bestryk, en daar kom 'n seentjie van 10 jaar, hy, oom Noag, wat maak jy? Nee boetie, ek bou 'n ark. Nou, hoekom bou oom 'n ark? Wat is 'n ark? Dit is 'n groot skip wat op water dryf. Nou, oom, hier is nie water nie, hoekom doen oom dit? Want God het gesê, die God wat jou en my geskaap het gesê, hy gaan 'n oordeel oor hierdie aarde bring. Ons almal is predikers van geregtigheid. Jy en ek is predikers van geregtigheid. As jy staan daar en werk aan die kar, en daar is miskien iemand by jou, of jy sny miskien gras, of jy is daar by die werksplek, en hulle vra vir jou, waarom was jy gister in die kerk? Om vir hulle te sê, want God sê, in sy woord, ek moet gehoorsaam wees, en dan kom 'n oordeel, en ek gaan eendag rekenskap voor God gee. Jy sien, die prediker van geregtigheid het gewerk, en gepreek. Hy het gewerk en die evangelie verkondig. Hy het gebou, en soos die skip vorm aangeneem het, en mense hom gevra het hy vir hulle gesê, daar is 'n oordeel wat kom. En alhoewel dit vir mense nie gelyk het, of daar 'n oordeel gaan kom en 'n watervloed nie, was Noag getrou in die opdrag
wat die Here hom gegee het. Vriende, waarom sê ek die boodskap van die ark is tydloos? Hoe is dit vanmôre op ons van toepassing? Ek gaan vanmôre vir u 2 gedagtes noem, net 2, om in die midde te laat, want u sien, die vloed het gekom. Die Bybel sê vir ons, God het hierdie vloed gebring, 'n wêreldwye vloed waar hy die mens verdelg het, die diere verdelg het oor die boosheid, en nou sê die Bybel vir ons wêreld, die bekende wat ek en jy elke dag sien, hierdie paaie waarop ons ry, die huise waarin ons bly, die mense met wie ons kommunikeer, die plekke waar ons by inkopies gaan doen. Die Bybel sê hierdie wêreld staan op die rand van God se oordeel, net soos in die dae van Noag. Kom ek lees vir u wat staan daar. Jesus self is aan die woord en hy sê in Matteus 24:37, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en het nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Kom ons breek gou hierdie verse so 'n bietjie op, en verduidelik dit aan u. Die Bybel praat van die tyd voor Noag, voor die Here die vloed gestuur het, en Noag die ark klaar gebou het. Nou vergelyk jy dit met die tyd waarin hy homself bevind het, die Here Jesus op aarde was, en dan ook die koms van die Here en die feit die volëinding van die wêreld. Nou sê die Here, en hy gebruik 'n paar dinge, hy sê, net soos dit was voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink, getrou en in die huwelik uitgegee het. Met ander woorde, hulle het aangegaan met hulle normale, daaglikse lewe. Jy weet mos in die môre, of jy vanaand gaan slaap jy stel jou wekker vir 'n bepaalde tyd, en ons almal is mal oor daardie klank. Want dit nog so half donker is, en daai ding begin skree, en wie sê ek het so ou, eentonige, so 'n luitoon gekry, wat my in die môre wakker maak. Dis verskriklik irriterend. Maar as ek dit nie stel nie, gaan ek nie wakker word nie. So nou wat gebeur is, want ek slaap maar soos 'n baba. Nou jy moet nie dink 'n baba slaap goed nie, hoor. Glo my kinders het kom kuier die vakansie, en na die tweede aand dat die kinders by ons in die kamer geslaap het, die derde oggend, toe sê my seun, pa, ek sal hulle maar weer by ons laat slaap. Want toe staan my en my vrou se oë net so. Hulle slaap nie goed nie, hoor. Glo my. En die hele gedagte is net jou wekkers stel jy, sodat jy kan opstaan, en hierdie hele beginsel, vriende, die Bybel sê vir ons, hulle het aangegaan met hulle normale, gewone lewe. Nou van die kommentaarsskrywer sê dat, soos in die tyd van Noag, soos dit vandag, mense het nie net geëet nie, hulle het hulle ooreet, hulle het nie net gedrink nie, hulle het hulle dronk gedrink, hulle het hulle vergryp aan sekere dinge, hulle het getrou geskei, daar was niks belangrik, God se waarheid en God se woord was nie vir hulle belangrik nie, en die Bybel sê tot die dag, dat die ark klaar gebou was. Luister nou, hulle het aangegaan, hulle het gesien, later is hierdie massiewe 137 meter skip gebou, 3 verdiepings, hier staan hy. Noag en sy familie gaan in die ark in. Ewe skielik is daar stilte. Daar's nie meer 'n hamer wat slaan nie. Daar's nie meer 'n stem wat praat nie. Almal is in die ark. Wat gaan nou aan? Ou mal Noag, hy seker nou daarna bly in sy plekkie. Kom ons gaan aan met ons lewe. En die Bybel sê vir ons, en dit nie verstaan het, voordat die eerste reendruppels geval het nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy die evangelie verstaan, dank God. Dis hy wat jou verstand geopen het. Dis hy wat jou geestelike hart geopen het. Dis hy wat geestelike lewe kom gee het, dat jy kan verstaan dat hy redder is. Ons wêreld staan op die rand van God se oordeel, net soos die mense van die tyd van Noag. Daarom is hierdie boodskap relevant. Daarom moet ons daaroor praat. Die Bybel sê, en dit nie verstaan het, voor die sonvloed gekom het en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Vanmôre is daar predikers op kansels, daar is die radio, daar is die media, daar is die sosiale media, daar is baie leesstof. Die boodskap van verlossing in Jesus Christus gaan uit, en die wêreld gaan aan soos normaal. Ons het die kerk nodig nie, mense bly van die kerk af weg vir die geringste. Ek wonder as hulle by hulle werke weggebly het, soos hulle, so maklik soos hulle by die kerk wegbly, of hulle nog werk sou gehad het.
My werkgewer nie op 'n stadium vir jou sou gesê het, luister, ek dink jy moet die Haasepad vat. Ek het jou nie verder nodig nie. Want jy is omtrent nooit hier nie. En as die beginsel hier, mense het aangegaan en dit was vir hulle amper half gerieflik om maar so aan te gaan en kom ons maak die malprediker stil, wat hy eerder in die ark sit. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hierdie oordeel van God sal kom, soos het gekom het in die tyd van Noag. Hoor dat sy 1 Tessalonisense 5:1. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Ons leef in 'n tyd waar vredesverdrae geteken word, die een na die ander, een week na die ander week, samesprekinge, almal probeer vrede met mekaar hou, en hoe meer hulle vrede probeer hou, hoe meer oorlog is daar, hoe meer moord en doodslag is daar. En die Here sê, dit sal so wees, voor die koms van die seun van die mens. En hoor hoe gaan hy kom? Soos 'n dief in die nag. Wanneer niemand dit verwag nie, gaan hy kom, die waarskuwings word uitgebasyn. Mense gaan aan met hulle lewens asof God nie bestaan nie, asof niks gaan gebeur nie. 2 Petrus 3:7, maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaard in die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense, maar die dag van die Here sal kom, soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. U sal onthou in die tyd van Noag was dit water. Die Here sê, hy sal nou hierdie aarde met vuur verbrand. Daar sal 'n oordeel kom, daar sal hierdie geweldige oordeel kom, waar die Here die goddelose van die aarde sal wegvee. En daarom, vriende, wil ek vir u sê, hierdie boodskap is relevant, dis van toepassing op ons tyd. Is u en ek nog predikers van geregtigheid, wat vir mense sê, God se oordeel kom? Is ons bang? Is ons skaam? Moenie asseblief probeer om 'n dag en 'n tyd te koppel aan die koms van die Here nie. Ek dink dis hoekom baie kinders van die Here stil is, waarom hulle nie baie wil praat nie. Daar's te veel predikers wat vir ons wil 'n dag en 'n tyd gee. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie. Ons sien die dinge wat gebeur, die aanloop na die koms, die aanloop na die oordeel. En dis wat ons verkondig. Daarom is 'n tydlose boodskap, soos in die tyd van Noag, so sal dit wees voor die koms van die seun van die mens. In die tyd van Noag was dit met water. Die Here sal kom om hierdie aarde met vuur te besoek. Die laaste punt, soos die ark redding gebring het, so sal die kruiswerk van Jesus ewige redding bied in die dag van oordeel. Dis die hart van Genesis 6. Die ark is eintlik 'n heenwyse na die kruis van Christus. Dis 'n tipe. Dit bied beskerming, dit bied hierdie veilige beskutting. En daarom is dit belangrik, vriende, dat ons by hierdie laaste gedagte sal sien. Waarom is hierdie boodskap van die ark 'n tydlose boodskap? 'n Boodskap wat van toepassing is op my en op jou wat lewe in 2025. Want jy sien, soos die ark vir Noag en sy familie redding gebring het, so sal die kruiswerk van Jesus ewige redding bied. Kom ek lees vir u, Genesis 7 vers 1. Daarna die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue wat by sy seuns saam met hom was, het in die ark gegaan vanweë die waters van die vloed. En die Here het agter hom toegesluit. Ek hoop wanneer u die woord lees, dink u bietjie aan die breër prentjie wat beskryf word. Die Here het nie elke detail en elke woordjie en elke ervaring van mense ingesit nie. Ek sê ook nie ons moet te veel inlees of te veel uit die skrif probeer haal wat daar nie is nie, maar dink by jouself. Daar was werklik 'n ark gebou. Daar staan die skip. Sien jy hom? Hy's groot. Noag en sy gesin gaan in. 7 dae gaan verby. En God self kom. En hy sluit die ark. En nou sê die Bybel vir ons, dat die fonteine onder die aarde het oopgebars. Die reën van bo het gekom. Die geweldige klomp waters in 'n oomblik. En ek sê vir u, ek glo met my hele hart, dat baie gehardloop het na die ark. Miskien geklop het en gesê het, Noag, luister man, kom ons praat oor hierdie saak, maak net oop. En die antwoord van binnekant, God het gesluit. Luister, die tyd van genade is nou.
Jy's miskien nog jonk en jy dink, daar's baie jare wat oorbly. Ek gaan dit doen, en ek gaan dit doen, en ek gaan dit by mekaar maak, en ek gaan hierdie pensioenfonds hê, en ek gaan soveel geld hê, en ek gaan my lewe geniet. Wie sê of môre vir jou gaan kom? Die tyd van genade is vandag, en daarom is die boodskap relevant. Ons weet nie wanneer die oordeel gaan kom nie, maar die dood kan vandag kom, en dan moet ek voor God staan, en ek moet rekenskap gee. Die boodskap is relevant, want die Here bied vir ons 'n oplossing. Hy bied vir ons genade in sy seun Jesus Christus. Hoor wat sê die Here Jesus self, wanneer dit kom by redding. Jy sien, daar was nie 'n ark plus 'n paar bootjies, wat hulle kon gebruik het as hulle agtergekom het, hulle het later 'n fout gemaak het. Daar was nie 'n paar reddingsbootjies vasgemaak om die ark nie, dit was die ark, en die ark alleen. En is dieselfde gedagte, Jesus kom, en hy sê omwonde. Hy redeneer nie daaroor nie, hy debatteer nie met die moslems en met die hindoes en met almal van die nieuwheidsbeweging en sê kom ons praat om 'n ronde tafel nie. Hy sê vir sy mense in sy tyd, die fariseërs, die sadduseërs, al die ander godsdienste van sy tyd, sê hy vir hulle, ek is die deur. Ek is die ark. Ek is die manier waardeur jy gered gaan word. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal ingaan, hy sal uitgaan en wyding vind. Hierdie boodskap word basyn, wyd en suid oor die wêreld, in Suid-Afrika, van kansels. Mense wat mense oproep om hulle te bekeer tot die Here. En wat is die gesindheid van die oorgrote meerderheid? Geleerdes, teoloë, mense by universiteite, mense in die algemene omgang van ons samelewing. Wat sê hulle? Dis jou opinie. Ons hoor wat sê julle predikers, Jesus is die deur. Daar's baie paaie wat na Rome lei. Ek kan hierdie pad vat en jy vat hierdie pad en ons almal sal later by dieselfde plek uitkom, want ons dien almal dieselfde God. Hoor u dit nie elke dag nie? Ons almal dien dieselfde God. Watter groot leuen het ons dag en tyd nie aangegryp nie. U sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk. Want daar is baie goeie moslems. Almal is nie Al-Qaeda en almal dra nie bomme en kom in die kerk en sê, aanbid Allah of ek druk die knoppie. Almal is nie so nie. Daar's ook goeies van hulle. Ons dink aan boeddhiste, ons dink aan mense wat in die New Age godsdienst is. Mense wat in verskillende godsdienstige groepe hulle self bevind, wat eintlik goeie mense is, maar hulle hart is in rebellie teenoor God. En hulle dink hulle goeie werke, en hulle dink hulle godsdienstige bedrywighede gaan hulle in die hemel uitbring. Jesus kom en hy sê omwonde, soos daar een ark was, en Noag en sy gesin redding gevind het, in die ark en die ark alleen soos Christus, die enigste redder. Hy is die weg, hy is die waarheid, en niemand sal by God die Vader uitkom behalwe deur hom nie. Filippense 2 vers 12 sê vir ons, hoor gou, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Hierdie woordjie heil is die woordjie verlossing. Werk jou eie verlossing uit met vrees en bewing. Hoe doen ek dit? Ek het daarom my 10de gegee hierdie maand, okay? Daar sê ek het 2 regmerkies want ek het nog R5 ekstra gegee. Okay? Ek het aan my vrou vanmôre gesê ek is lief vir haar. Sy het my gisterand 'n bietjie vies gemaak, maar gaan nie van koffie maak, ja, haar voet. Van net vas ek lief vir. Okay, dan, daar's 'n regmerkie. Dan vanmôre kerk toe gegaan, daar's 'n regmerkie. Ek het daarom met iemand so gepraat oor, jy weet, hy moenie so baie vloek nie, regmerkie. Daai regmerkies gaan in die ewigheid vir ons niks beteken nie. Hoe werk ek my eie heiligheid met vrees en bewing? Weereens, ons kom terug by die ark, ons kom terug by die kruis. Jesus antwoord hom, Johannes 14:6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die enigste manier hoe ons in die ark kan kom, hoe ons veiligheid kan hê van die oordeel wat gaan kom, is as ons by Christus uitkom en sê, Here, ek is verdorwe in my siel. Al die versinsels en gedagtes van my hart is boos. Here, U alleen weet hoe boos ek is. My vrou weet nie hoe boos ek is nie, my man weet nie hoe boos ek is nie, my kinders ken nie die boosheid van my siel nie. Maar U ken dit. Daarom bied U vergifnis. Daarom bied U verlossing. Hoe werk ek my eie heiligheid met vrees en bewing? Ek vlug na die een wat my trek
met koorde van liefde, wat op Golgotha's heuwel vir my die kruis kom tentoonstel waar hy sy liggaam gegee het, waar sy bloed gevloei het, sodat daar redding vir my sonde kan kom. Hoor dat sy Handelinge 4 vers 12, die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Waarom beleef ons as kinders van die Here in Suid-Afrika so min konflik met die wêreld, met ander godsdienstige groepe? Want ons wil nie 'n lyn in die sand trek nie. Ons is te bang om vir mense te sê, luister, Christus en Christus alleen. Die meeste van ons gesindheid is, as hierdie ou dit wil glo, laat hy dit maar glo. Sal dit eie wees aan die Here Jesus as hy op aarde was? Hy was selfs gedood omdat hy gesê het, dat ek is die weg en ek is die waarheid en ek is die lewe. Daar is niemand anders en daar is geen ander naam waardeur ons gered kan word nie. Romeine 1:16, Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Ek dink aan Noag en ek dink aan die mense wat met Noag praat. En Noag bou die ark en hy sê, God het gesê, hy gaan 'n oordeel stuur. En hierdie ark is tot beskerming, is tot redding vir die oordeel wat kom. Is ek vandag bereid om op te staan en te sê dat ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Want in die eerste plek het dit my lewe verander. En dit is die krag, hierdie woordjie is verkeerd vertaal, is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Hoor gou, vir wit, vir swart, vir moslim, vir Jood, vir Hindoe, noem hulle, dit is die krag van God tot redding. Die Here het nie gesê, kom ons kry 'n ander plan om hierdie ouens te red, of kom ons kry 'n ander evangelie vir hierdie klomp ouens, wat hulle kan glo nie. Die evangelie van Christus alleen. Ek gaan klaarmaak. 2 Korintiërs 5:21, want hy het hom, God het Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Noag was die prediker van geregtigheid, onthou jy? Hy was die prediker van geregtigheid, van righteousness. Hoe kan jy regverdig voor God verklaar word? God het Christus in jou plek sonde gemaak, sodat jy sy kleed van geregtigheid kan verkry deur die geloof in die vergifnis van jou sonde. Jy kan staan voor God onskuldig in die bloed van die Here Jesus, en as die oordeel kom, sal jy vry aan die ander kant uitgaan, omdat Christus jou geregtigheid is. Die vraag is hy jou geregtigheid, is hy my geregtigheid? Verkondig ons hierdie boodskap. 1 Petrus 3:18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges. Enkelvoud, meervoud. Het jy dit gesien? Hy die regverdige. Daar was een wat sondeloos was op aarde. Jesus Christus. Die deur waardeur ons na God sou gaan. En hierdie regverdigheid vir ons sondes gelei eenmaal. Net eenmaal. Om vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. En ek sluit af met die kersie op die koek, die belangrikste vir my seker, Jesaja 53 vers 5. Maar hy, Christus, is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar genesing vir ons sonde gekom. Enige iemand wat iets anderste as die genesing van sonde hier wil inlees, is iemand wat die Bybel nie lees nie. Wat die evangelie van Christus tot niet wil maak, met die inbring van genesings en allerhande snert waarvan die Bybel nie praat, in hierdie konteks nie. Hy is deurboor vir my en jou oortredinge. Hy is die een wat aan die kruis verbrysel is, sodat die sonde wat my lewe infekteer en affekteer en my hele lewe verwoes, dat daar vir my genesing kan kom. Vers 6, die konteks is belangrik. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here
het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hier verkondig die Bybel nie universalisme, met ander woorde dat almal op die einde van die dag gered gaan word en ons gaan vir Hitler in die hemel sien en ons gaan vir al hierdie Gandhi en vir Stalin in die hemel sien nie. Ek wil sê dan gaan dit die hemel wees, dan gaan ons moet vlug. Die beginsel hier is vir al God se uitverkorenes. Hy het hulle ongeregtigheid gedra. Vanmôre in my dagstukkie lees ek, God het voor die grondlegging van die wêreld sy liefde oor jou en my uitgestort. Spurgeon skryf, hy het nie 'n fickle love, hy's nie soos iemand wat vandag by hierdie vrou en dan by daai vrou en dan by daai vrou is nie. As God sy liefde oor my uitstort en vergifnis vir my gee, dan beloof hy trou aan my tot die dag dat ek hom in sy heerlikheid sal sien. Dit is die evangelie, dit is die blye boodskap. Hy het die ongeregtigheid van al sy uitverkorenes op hom laat neerkom. En as u die konteks gaan lees van hierdie gedeelte, sal u sien in vers 12, dat Christus sy siel uitgestort het, sodat God vir hom 'n nakroos sou gee. Ek wil vanmôre vir jou vra in my slotgedagte. Die boodskap van die ark vir vandag is eenvoudig dit. Net soos Noag en sy gesin veiligheid en bewaring teen die vloed en die oordeel ontvang het, so moet elke sondaar mens wat die komende oordeel van God wil ontvlug, na die Here Jesus vlug, om gereinig te word deur sy kosbare bloed. Spurgeon skryf, hy sê, toe hy tot bekering kom, het hy by homself gedink, ek het by Christus uitgekom, ek is so dankbaar, ek het gevlug na die kruis, en ek het verlossing ontvang. Hy sê, toe ek terugkyk, toe sien ek, dis God, wat my getrek het, wat my oë geopen het, wat my die versinsels van my hart gewys het, hoe boos dit is, maar dat daar verlossing is in Jesus Christus. Het jy al gevlug na die kruis? Het jy al deur die deur van verlossing gegaan? Hoeveel deure was daar by die ark? Baie interessant dat die Here net een deur daar gemaak het. Net een. Is u seker dat u die komende oordeel sal ontvlug? Daar's 'n ou kinderliedjie met 'n geweldige groot dwaling, wat sê een deur, net maar een, maar kante is daar twee. 'n binnekant en 'n buitekant, en watter kant is jy? En dan gaan die liedjie aan, sodat jy die deurtjie moet oopmaak. Die Bybel sê, toe die mense ingegaan het, toe sluit die Here die deur. Hy maak die deur oop, hy nooi hom in te kom, hy gee genade dat jy inkom, en dan sluit hy die deur. Die hele beginsel, die gedagte net, dat jy sal weet, hierdie deur is Christus. En die vraag vanmôre is, het jy hierdie genade al ontvang, om by Christus verlossing en redding van jou sonde te ontvang? Johannes 10:9, ek is die deur. Ek lees dit net weer vir u, dat u dit kan vasmaak in die hart. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan, en wyding vind. Jy moet vanmôre self voor die Here antwoord. Is jy in die ark? Het Christus jou sonde vergewe? Het jy verlossing gesmaak? Want die oordeel is klaar aangekondig. Dis vas en is seker. Die tyd weet ons nie. Maar ons weet, dit kan vandag wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dink aan hierdie groot waarheid wat ons vanmôre gehoor het. Ons besef dat u wat ons geskaap het, die een is wat in die tyd van Noag die oordeel gebring het, en ook vir ons sê dat u die oordeel oor hierdie wêreld sal bring. Dis ononderhandelbaar. Here, ons het nie die vermoë om hierdie hartsdeur van ons oop te maak nie. Ons het nie die vermoë, Here, om hierdie hartsdeur van ons oop te maak en u in te nooi nie. Ons vra, Here, dat u vir ons deur u Gees die vermoë sal skenk. Dat ons eers ons eie sondigheid sal raak sien. Die komende oordeel van God sal verstaan volgens die skrif. En dan vir ons redding sal gee wat blywend sal wees. Wat blywend sal wees tot in ewigheid. Soos die ark redding gebied het vir Noag en sy mense, Here, so bied die kruiswerk van Jesus redding vir elkeen wat glo. En vanmôre wil ons, soos die rower aan die kruis, uitroep, Here, dink aan ons. Red siele.
Vader, ter wille van Christus en die moeitevolle lyde wat hy aan die kruis gehad het. Ons bid dit in U naam en ons bid dit met danksegging.